Ek groet u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis die tweede onderwerp wat ons vanaand oor praat in ons Pinksterreeks. En die tema van ons Pinksterreeks is Jesus se asem bring nuwe lewe. En ek wil vanaand ook bid dat dit vir jou 'n geseënde diens sal wees. Here, baie dankie dat ons weer hierdie boodskap met mekaar kan deel. Ons wil u loof en ons wil u prys dat u 'n lewende Jesus is wat vir ons nuwe lewe gebring het deur die Gees van God in ons lewens. Ons wil graag vanaand se boodskap in ons harte neem en wil hierdie boodskap met ons lewens uitdra. Praat met ons nou in Jesus se naam. Vanaand se tema onder die hooftema Jesus se asem bring nuwe lewe. Praat ons vanaand oor Jesus se asem verander vrees in vrede. Na Jesus se dood het die disippels in 'n kamer bymekaar gekom en die deur gesluit en het agter die geslote deur in vrees en bewering gesit, omdat hulle gedink het dat dit wat met Jesus gebeur het met hulle sal gebeur. Hulle het geen geloof gehad dat Jesus sal opstaan nie. Ons sê altyd Thomas is die ongelowige Thomas, maar op hierdie oomblik was al die disippels vol vrees en bewering. Want jy sien 'n dooie Jesus laat jou in hierdie wêreld in vrees en bewering lewe, want jy het geen anker om regtig aan vas te hou nie. Jy het geen werklike hoop op 'n toekoms nie. En Jesus het toe verskyn aan die disippels hier agter geslote deure. Hulle was gebroke. Hulle het Jesus nie regtig erken nie. Daarom het hy sy hande en sy voete vir hulle gewys. Want sien, 'n mens wat nie glo in 'n lewende Jesus nie, twyfel in alles. Maar Jesus sê so mooi in Johannes 20 vers 21 sê hy, vrede vir julle, vrede vir julle. En toe hy dit sê, het hierdie disippels se gesindheid totaal verander. Die lewende Jesus staan tussen hulle. Hy het opgestaan. En jy wat nou na my luister, sit miskien ook in jou lewe agter 'n toedeur. 'n Deur wat jou laat sit agter 'n toedeur met vrees en bewering in jou lewe. Hierdie toedeur is 'n deur wat jou in vrees vasvang. En jy het en sien die kans om die boodskap van Jesus te gaan deel met enige iemand nie. En toe Jesus sy hande vir sy disippels wys en sê vir hulle vrede vir julle, het hy 'n wonderlike ding gedoen. Hy het vir hulle gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Is dit nie wonderlik dat Jesus terugkom na sy disippels? Dat hy terugkom na hulle toe wat hom eintlik in die steek gelaat het, wat gevlug het, wat nie geglo het wat hy gesê het, ek kom weer terug nie. Nie geglo het dat hy gesê het hy gaan opstaan nie. Maar Jesus glo in hulle. Op hierdie oomblik het hulle nie in hom geglo nie, maar hy glo in hulle. Hy glo so in hulle dat hy sy boodskap aan hulle toe vertrou en sê vir hulle, gaan soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En daarom as jy vanaand miskien nie jouself glo nie,
omdat jy voel jy het Jesus miskien al te veel teleurgestel. Dan wil ek sê, Jesus kom juis na jou toe. Jesus glo in jou. Weet jy hoekom? Want sy Vader God het jou gemaak. Vader God het jou lewe gegee. Vader God het vir jou 'n doel in hierdie wêreld. Baie van ons kom nie daarby uit nie. Maar onthou, Jesus bly in ons glo. En ons bly die mense wat hy wil gebruik in hierdie wêreld. Hy gebruik nie volmaakte mense nie. Dwars deur die Bybel was al die helde, die Bybelhelde, was almal mense met foute. Adam het gevlug vir Jesus, gevlug vir God, hy bang was, omdat hy gesondig het. Abraham het gelieg oor sy vrou. Noag het hy die ark gegaan het en 'n wingerd geplant en dronk geword. So kan ons hulle almal opnoem. Dawid pleeg oorspel. Petrus sê hy nog nooit, hy ken Jesus nie. Judas verraai Jesus. En so kan ons aangaan. En weet jy, Jesus het in hulle bly glo. En hy het hulle gebruik omdat hulle gewillig was. En in hierdie Pinkstertyd moet ons weer opnuut hoor dat ons gevul is met die Heilige Gees, gevul met Jesus se boodskap. Hy lewe in ons en deur ons. Mag die Here jou agter die geslote deur laat uitstap met hierdie wonderlike boodskap van Jesus. Julle sal die Heilige Gees ontvang en julle sal my getuies wees. Amen. Dankie Here dat U in my glo. Amen.